Luister na Landbou Pretoria FM en die Vryheidsfront Plus waarsku dat Gauteng se ekonomiese toekoms sal in 'n krisis beland indien die provinsie nie dringend en daadwerklik optree oor die groeiende landbou en omgewingskrisis nie. Volgens die party lei stygende voedselpryse, swak landboustelsels en ernstige lug, water en omgewingsbesoedeling nie net tot gesondheids- en omgewingsprobleme nie, maar bedreig ook voedselsekerheid, beleggersvertroue en werkskepping. Vir meer hieroor sluit Jaco Mulder, lid van die provinsiale wetgewer en voorsitter van die Gautengse Portefeulje Komitee vir Landbou, Landelike Ontwikkeling en Omgewingsake, nou by ons aan. Goeiemiddag, Jaco, hoe gaan dit? Goeiemiddag, Susan. Dit is lekker om van te hoor. Goed en naby julle. Baie goed, dankie. Kom ons praat oor hierdie probleme wat ons hier in Gauteng met die landbou ervaar en hoe dit die gevare inhou vir voedselsekerheid. Watter data of aanwysers dui die duidelikste op 'n naderende voedselsekerheidskrisis? Ja, Susan, net om konteks te gee, die debat oor die jaarverslag van die departemente van landbou en omgewingsake wat intussen 2 afsonderlike departemente geword het, is gister gelewer en as ons net onthou dat Gauteng geografies gesproke 'n baie klein provinsie is. Hy's maar soos mense op die aardbol of op die landkaart kyk, so 18,000 plus vierkante kilometer, maar meer as 'n kwart van alle Suid-Afrikaners woon in Gauteng. So van die meer as 60 miljoen mense woon meer as 16 miljoen in hierdie klein kompakte provinsie. Maar as 'n mens tog om jou rond kyk, dan is daar ook uitgestrekte ruimtes en is daar verbasend baie landbouaktiwiteite in die gang. En omdat hier so baie mense is en omdat plaaslike regeringsdienste grootliks ingestort het in die provinsie, is daar grootskaalse besoedeling. Daar is informele nedersettings, skaars waterbronne word besoedel. En daar is uiteraard diefstal en iets meer. So dit spel probleme. Vir Gauteng. En natuurlik sit ons met, en ons sal later meer daaroor praat, met 'n landboudepartement wat meer transformasie teikens najag is wat dit werklik waar 'n verskil maak op die grondvlak. Jaco, watter stappe kan van die Gautengse regering en departement verwag word om die landboukrisis te staai en sodoende dan ook voedselsekerheid te beskerm? Goed, ek het net nou genoem dat die 2 departemente sedert September verlede jaar afsonderlik funksioneer. Dis nou landbou en landelike ontwikkeling aan die een kant en omgewingsake aan die ander kant, maar dit gaan tog hand aan hand. Nou een ding wat ek agtergekom het of weer eens opnuut besef het sedert ek die Portefeulje Komitee voorsitter is na verlede jaar die 2024 algemene verkiesing, is dat belangrike oorsigrol ontsettend belangrik is. En ek is trots om te kan sê dat die Portefeulje Komitee redelik baie vermag. Baie dinge het in Suid-Afrika verkeerd geloop die afgelope jare omdat Portefeulje Komitees nie hulle werk doen nie. Die oorsigwerk is belangrik. Met ander woorde, ons gaan besoek 'n Rooiwel watersuiweringswerk met sy groot krisisse en dwing die minister om te kom en dwing hulle in teikendatums en herstelprogramme in, dieselfde met 'n Percy Stewart watersuiweringswerke in Kreeusdorp by Mogale City in die Vaalrivier. Die besoedeling van die Enoksrivier, met ander woorde, ons hou die uitvoerende gesag verantwoordbaar. Nou die probleem is die provinsie het te min magte. Water is 'n nasionale prioriteit en as die nasionale minister en nasionale departement nie hulle werk doen nie, dan is die provinsie werkloos. Met ander woorde, ons as Portefeulje Komitee gaan in die eerste kwartaal van 2026 'n werkswinkel aanbied en dit gaan nie net 'n praatvergadering wees nie. Ons gaan letterlik almal wat te doen het met landbou en omgewingsake wat hierdeur geraak word bymekaar kry om vas te stel waarom lyk Gauteng se lig soos wat dit lig, waarom is hier soveel besoedeling en wat kan ons doen om ons landbou te stimuleer. So ek is opgewonde oor die moontlikheid, is nie kitsoplossings nie, maar ons gaan dit definitief in 'n nuwe rigting stuur. Daar is oproepe vir 'n landbou-innovasieprogram. Wat is die kern van so 'n program en hoe sou dit finansier word? Daar is ontsettend baie groot landbou bemarkingsmaatskappye en maatskappye, privaat maatskappye in die toevoegingswaardeketting af wat bereid is om betrokke te raak by hierdie tipe van inisiatiewe, privaat en aan die regering se kant uiteraard gaan daar miljoene verlore in projekte wat geen opbrengs lewer nie. Daar word letterlik miljoene gespandeer aan sogenaamde transformasieprojekte
waar tunnels opgerig word wat glad nie volhoubaar is nie, daar word nie markverwante pryse behaal of produkte gelewer ensovoorts. Met ander woorde, ons moet transformasie in die weg ry. Ons moet die mense wat kundig is inkry. Dit moet openbare en privaat sektor moet hande neem om hierdie tipe van inisiatiewe te loods. En in Gauteng, soos ek vroeër genoem het, is al heelwat boerderyaktiwiteite, maar dan is dit ook vreeslik belangrik dat landbou, veral landelike gemeenskappe, hulle self moet organiseer wanneer ons hiermee begin, sodat hulle gereed is om te kan deelneem daaraan. Jaco, baie dankie vir jou tyd vandag en voorspoed vir die res van jou dag. Baie dankie, selfde dag. Ek het gesels met Jaco Mulder, lid van die provinsiale wetgewer en voorsitter van die Gautengse Portefeulje Komitee vir Landbou, Landelike Ontwikkeling en Omgewingsake.